strand, de zon staan en zonder soek aan ons gaan stories waarom lewe in die duine hooggebouw uit sand, die helle see en die goue stad, die landskap wat oor generasies vertel, die harte wat in ritme met die golwe val, ons land ontstaan. Ons gaan kuier vandag suid van die Oranje rivier op Appington by die Appington Landbou Skou. So hallo en welkom by vandag se episode van Kletskompas. Ek is Irene Marie van der Walt en soos wat ek gesê het, gaan ons vandag saam met Aitsa Appington Landbou Skou toe. Maar voor dit gesels ek en Anne Marie de Tooy oor die nuutste nuus in môre se Republikein. En vir nou gaan kyk jy na die nuutste inskrywings of aldus die wenners van Mei maand in Republikein se Kiki kompetisie. Ons is nou weer terug. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. Met die golwe val, ons land ontstaan. Ons land ontstaan. Anne Marie de Tooy saam met my in die Kletskompas ateljee. Anne Marie, hoe gaan dit? Dit gaan wel goed met my, dankie. Ek is bietjie ontsteld want ons is nou in Junie en dit beteken ons vakansie daar is op. En ek ek weet nie wat om te maak sonder die vakansie daar nie. Ja, jy het 'n paar dinge om te maak voor die vakansiedag. Ja. Maar daar's ook baie ander dinge wat gemaak word in hierdie land, onder meer Reebot, wat 'n opdrag van die minister van stedelike en landelike ontwikkeling, Sankwasa James Sankwasa uitvoer, waar daar gesê is dat staatsondernemings en so aan ensovoorts die hele katoetie, as hulle nie hulle water- en kragrekeninge betaal nie, moet dit afgesny word. Ja, wat vir my net regverdig voel. Ek meen, ons het nou die dag gepraat oor staatsondernemings wat deur die auditproses gegaan het en hulle boeke moet regkry en so. En ek dink dit is die enigste manier hoe ons gaan begin uitvind waarna toe hierdie mense se geld gaan, want jy kan nie vir my sê dat die belasting wat ons betaal en die geld wat in hierdie staatsondernemings ingaan nie gebruik kan word om 'n water- en ligterekening te betaal Oukies, ek het gister my pink slippie gekry en gesien hoe baie ek in belasting betaal het die afgelope jaar. Dit is hartseerlik. Dat hulle met al daai geld, al my geld, die flipping nie jou waterrekening kan betaal. Betaal die nie. waterrekening, dis waarvoor jy al daai geld vat. Ja, en dit moes 'n groot probleem geraak het vir dit om op die punt te kom waar die minister gesê het soos, hier's nou dinge aan die gang hierso.
So ek is bly iemand sit hulle voet neer en dis daai wat ons gepraat het ook 'n tydjie terug van dis goed om te sien dat ons 'n kabinet het en dat ons nou 'n regering het wat actually hulle voet neersit en dinge laat gebeur. So ek is bly daarvoor en ek hoop dit kan 'n wyd verspreide ding raak en dat dit nie net in Rehoboth gekonsentreerd bly nie. Maar my ding is ook nou wat my ontstel hieraan is jy moet die mense seermaak om hierdie instelling seer te maak. Jy weet. En op die einde van die dag is dit daai mense wat onder daai gevolge lê. Jy weet dis mense wat hulle laaste 25, 50 rand, wat ook al die geval mag wees, gevat het om 'n taxi te vat om tot by daai plek te kom om van hulle dienste gebruik te maak. En dan sê hulle maar, okay, of die krag is af, so system is offline, jy weet hoe dit gaan, of daar's nie water nie, ons kan nie, jy weet, dan mag die mense nie werk as daar nie water toevoer is nie. So, die Namibiese mense is eintlik die mense wat hieronder gaan ly, maar terselfdertyd moet jy daai streep trek. Hulle gaan nooit behoorlik begin hulle krag en water betaal as daar nie vir hulle gevolge is nie. So daar moet gevolge wees. Maar ongelukkig is die doodgewone alledaagse Jan Alleman Namibier die een wat die gevolge daarvan dra. Nou, weer eens die kortste eindtrek maar ek dink ook net ek dink nie dit sal lank hou nie. Ek dink dit sal 1 of 2 keer gebeur en dan sal hulle wees soos, okay, hy het nie gespeel toe hy gesê dit is nou die gevolge nie. So kom ons hoop maar dit loop so. En ja, dat om sulke goed te vermy kan daai entiteit ons nou maar sy kennisgewing uitstuur om te sê ons het nie water nie en ons het nie hierdie nie, so ons is nie operational in daai tyd nie. En dan hopelik op so 'n manier beskerm ons dan nou nog steeds ons doodnormale Namibiese mense. Ja, maar terselfdertyd ook, en dalk is hierdie nou 'n bietjie van 'n reach, jy moet maar laat weet aan 'n wysie, maar ek het vandag vir môre se Agri Monitor geskryf oor handel en intra-Afrika handel en Suid-Afrikaanse handelkenners wat toe nou gesê het, jy weet, Suid-Afrika maak nie die meeste van die intra-Afrika handel ooreenkomste nie. En hulle is nou nie meer hierdie groot meneer wanneer dit kom by intra-Afrika handel nie. En dit het tot gevolg dat kleiner Afrika lande nou half 'n opkoms sien in intra-Afrika handel en ook hulle plekkie begin maak. En daar is verskriklik gepraat oor die infrastruktuur, oor hoe mense werk, oor dis nooit so gesê nie, maar half 'n professionaliteit aan jou manier van werk. En ek dink dit is 'n mentaliteit. Dit is iets wat jy leer. Dit is nie iets wat jy doen omdat dit jou werk is nie. Jy die mentaliteit dat dinge moet vlot verloop en 1, 2, 3, 4, 5 moet gebeur. En dit moet gebeur voordat daar 'n probleem ontstaan, jy weet. So nou sit en dink ek aan, jy weet, wat sal so skuif van James Sankwasa in ons staatsgeleedere doen vir daai mentaliteit, om daai mentaliteit te kweek en half in 'n manier af te dwing, dat ons voorsorg tref vir dinge en nie net wag vir dinge om met ons te gebeur nie. Ja, kyk, en ek dink regtig nie dis 'n reach nie. Ek dink dit is die realiteit daarvan en dis ongelukkig weer jou Jan Alleman kry seer, maar dit is iets wat moet gebeur, want jy kan nie 'n regering hê wat soos controversial opinion, wat op emosie gehardloop word en wat net op 'n dit sal gebeur wanneer dit water oor Godsakker. Ja, so dis goed dat daai mentaliteit afgedwing word en nou dat jy dit so verduidelik het, sien ek die kolletjies bymekaar en ek hoop regtig daai verskil gaan ingebring word, want ek dink vir ons land se ekonomie en dan later vir wêreldekonomie gaan dit 'n groot verskil maak as ons almal daai half professionele mentaliteit kan begin handhaaf. So ek hoor wat jy sê. Ja, ek dink dit moet uit en uit vir ons onaanvaarbaar raak dat dinge nie werk nie. En Trevor Noah het hierdie grappie gemaak 'n paar jaar gelede oor hoe wit mense kla teenoor hoe swart mense kla en jy weet hoe wit mense onmiddellik op hulle hoede is oor iets wat nie eintlik 'n probleem is nie. En swart mense aan die ander kant wat volgens hom nou nie genoeg kla nie. Jy weet, en toe het hy nou gesê, jy weet wit mense, neem die swart mense aan die hand, leer hulle hoe om te kla, en swart mense leer vir die wit mense asseblief tog net wanneer om te kla, jy weet. Ja. Maar dit moet vir ons as 'n land heeltemal totaal en al veral vir my wat gister my pink slippie gekry het en gesien het presies hoeveel van my geld in rand en sent die regering gevat het om basiese dienste te lewer, nie net aan my nie, maar aan alle Namibiërs, moet dit totaal en al onaanvaarbaar wees dat jy
Ek wil vir jou sê, wil amper sê die Engelse term wat hulle aanlyn gebruik is die youngest child syndrome. Ja. Dit voel vir my baie van ons staatsinstellings het 'n youngest child syndrome dat ag my pappa sal die krag en water betaal. Ek hoef dit nie te doen nie. Ja. Jy moet nog los. Jy weet en dit is vir my Jy moet bietjie. en gegeewe ek het daai bedrag op my pink slippie gesien. Ek weet wat ek vir jou betaal het om daai diens te lewer en om jou krag en water te betaal. Asseblief, betaal jou krag en water. Ja. Maar Anne-Marie, dit as jy krag en water het om te betaal, gaan ek jou nou loslaat. Ek het apparently 'n pink slippie om te gaan optel, so. Gaan haal jou pink slippie en gaan kyk wat het jy vir die regering betaal vir hulle krag en water. Ons is nou weer terug met die weer. Ons land ontstaan. Ons gaan kyk nou hoe maak die weer met jou Woensdag. Op Katimawililo môre 'n sonnige dag met 'n minimum van 11 grade Celsius en 'n maksimum van 30 grade Celsius. Gedeeltelik bewolk in die hoofstad met 'n minimum van 9 grade Celsius en 'n maksimum van 21. Ook gedeeltelik bewolk op Gobabis met 'n minimum van 12 grade Celsius en 'n maksimum van 26. Gedeeltelik bewolk op Swakopmund met 'n minimum van 13 grade Celsius en 'n maksimum van 15 grade Celsius. Ook op Adamsvlei gedeeltelik bewolk met 'n minimum van 13 grade Celsius en 'n maksimum van 20 en gedeeltelik bewolk steeds op Reebot met 'n minimum van 10 grade Celsius en 'n maksimum van 23. Hierdie week op Agri Monitor kyk ons na gesprek tydens die Nampo Oesdag tussen Richard Kriege van Graan SA en die Suid-Afrikaanse minister van Landbou John Steenhuisen. Tydens hulle gesprek het hulle baie onderwerpe onder die loep geneem, onder meer natuurlik back and closure, as ook water en boere se ekonomie en boere-entrepreneurskap. Maar hulle het met my ook spesifiek gesels oor Namibië en Suid-Afrika se verhoudings en die verhoudings tussen ons twee landboubedrywe, as ook die verbetering van ons handelsroetes. Dan gaan kyk ons ook na twee ander gesprekke wat ek tydens Nampo gevoer het met Albertus Burger van Grundfos, waar hy gesels het oor die vertroue wat Grundfos gewen het van boere reg oor die streek, as ook 'n gesprek met Ian Deel van Jojo oor 'n unieke nuwe produk wat hulle bied, waar 'n watertank outomaties homself tot op 'n sekere vlak vol maak. So 'n boer kan dan nou die vlak stel waar hy die watertank wil hê, en dan wanneer die water onder daardie vlak daal, dan maak hy homself outomaties weer vol, en hy verduidelik presies hoe hierdie produk dit regkry. So skakel vanaand om 8:30 in op Agri Monitor op Netwerk Televisie, DStv 285, GoTV 25, asook oneup2.com. Ons sien julle daar. Ons land ontstaan. Ons gaan kuier nou by die Appington Landbouskou saam met Aitsa. Ons land ontstaan. Jare en jare terug. Nee, ek dink ek is nou nie seker oor die presiese datum nie, maar dit is baie jare terug. Het die boere dit maar begin vir die gemeenskap. As ek nou sê boere, bedoel ek nou die landbouboere, en die gedagte was maar om tipe van uitstallings te kry, stalletjies te kry, goed te kry, om jou boere te lok en vir hulle te wys wat kan jy koop, wat kan jy gebruik, wat se nuwe tegnologie is daar, wat se nuwe planne is daar, om so ook jou boerdery ook te bevorder. Dit het nou maar oor die jare heen het dit bietjie verander en 'n bietjie meer. Jy moet mos maar saam met die tye moet jy mos maar groei en jy moet verander. So dit is nog altyd 'n landbou expo. Ons fokuspunt bly nog altyd landbou. Maar landbou het mos maar baie, jy weet, baie uitgebrei. So landbou is nou in my opinie nie deesdae net meer boerdery nie. Dis nou elke tipe boer wat daar is nou maar deel van landbou. En dan het ons so 'n bietjie noem maar nou maar 'n klein bietjie kom ons gebruik hier wat feestelikheid atmosfeer wat ons ook inbring. Jou jong mense soek maar 'n bietjie meer. Jy weet, jy lok hom met die lekker dinge, jy lok hom met die kunstenaar, met die verhoog, met die klank, met die lekker goed, en dan op so 'n manier kry hom ook hier, en op die einde van die dag leer hy ook meer van landbou en meer van boerdery. So ja, die skoukoningin is 'n groot attraksie, en weet jy, die lekker ding is dat hierdie
10 dames het hierdie afgelope tyd geweldig baie welwillendheids wat jy woord man projekte gedoen, dan val ek oor my eie tong en klomp goed in die gemeenskap gedoen en 'n klomp plekke en 'n klomp ander dames en jong meisiekinders wat nie kan sanitêre goed bekostig nie, wat nie hierdie goeders wat maar vir hulle persoonlike ding is, vir hulle hierdie goed bymekaar gemaak en dit vir hulle gaan skenk en as julle ons Facebook dop sal julle sien, hulle was by al die skole, meeste van die besighede het hulle ietsie geneem en ietsie weer aan daai maatskappye gaan teruggee. So ja, die mevrou Skoukoningin is lankal nie meer net wie is die mooiste nie. Dis nou baie meer oor jy mag dalk mooi wees, maar watter impak het jy in die samelewing en binne in die publiek? Feels so good to be free. To be accepted for who you are and loved no matter what. I don't know if anybody understands what that feels like. No matter what you've been through. Ek's bly. Ek het amper begin huil, maar ek is bly. Ek het klip hard gewerk vir die titel as die jongste hierso, maar ek is bly. Ek kan nie iets anders sê nie. Ek is regtig dankbaar. My ma staan my by vir soveel pageants en in elke gehoor soek ek altyd vir haar. Sy het ewens vir haar iets gekoop wat ek kan sien. So as die vir haar was, sou ek die vrou wees wat ek vandag gesien het. Ek wil definitief na ander kinders toe gaan wat buite die Noord-Kaap is en binne die Noord-Kaap. En ek beplan om na die ouer mense te gaan wat minder bevoorreg is, wat nie 'n bers het iemand om te sien nie. Ek beplan om vir hulle te begin lees dat hulle net waardig in die lewe voel. Moenie neerkyk op jouself nie. Moet jy nie vergelyk met sosiale media nie. Jy is wie jy is en die Here het jou spesiaal gemaak. Uitstallers,
Hier's 'n groot saal agter die paviljoen, 'n baie groot saal met seker ten minste 55 stalletjies in. Ons het in die verste saal aan daai kant het ons 'n klomp van ons plaaslike talentuitstallers daar binne van mense wat met hulle hande self goed maak wat ons graag wil hulle bevorder en vir hulle die geleentheid gee om dit hier onder die gemeenskap te kan verkoop. So ja, hier is baie uitstallers. Ek het nie die nommer uit my kop uit nie, maar hier is definitief meer as 150 stalletjies. Die Brandback kompetisie het verlede jaar sy buiging gemaak by die skou nadat die organiseerders maniere gesoek het om nuwe en prettige elemente by die skou te voeg. En dit was weer eens 'n reuse sukses. Kom proe saam. Go! Dames en heren, hulle verdien 'n helse handeklap. Dit is amazing. Well done. Dit is Adrian is uit. Adrian, well done my man. Well done. Jy right ou. Ek is reg. Jy like jy reg. Dis hele reg, maar ja, ek is reg. Dames en heren, hulle is briljant. Hulle is briljant. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, jy kan slip. 1, 2, 3, go die eerste een. Hulle kou reg. Hulle kou harde bene, maar hulle kou. Ek kan nie glo dit. Jy ben jy wou nie eens inskryf en jy sit hier nog steeds. Hou vas. Hou 'n bietjie vas, hou 'n bietjie vas, hou 'n bietjie vas, hou 'n bietjie vas. Hou 'n bietjie vas, dames en heren. Julle kan hom nou slik. Go for it. En dan kan jy die volgende een vat. 1, 2, 3, go! Go, fyn! Jy gaan 'n bietjie langer in jou mond moet hou, want ons is besig om uit te speel hier. Hou hom lank en spoel hom in jou mond. Maak van hom 'n mondspoel. Los my jou aan so dis van op die bord, nee? Go, fyn, go. Go, man. Kiek aan, go. Daar is hy. Hier, man, go. Daar is go, jy. Dit seker, man. Probeer kou jou tong nie, my maat, maar jy moet die shit, daar is hy. Adriana, kan ek net, bietjie meer aan jou, daar sit hy nog steeds. Sy kou mooi, dames en heren, hulle kou nog 2 maand ook, dis beautiful. Want dit is, hulle is allemaal nog in. Hulle is mal in hulle koppe, dames en heren. Ja, dames en heren, ek beloof jy, dit brand. Dit brand. Ek wil jou hou. Oor jou bokkie, die trane die rol, oor jou bokkie, daar waar die man al gaan. Mama, ek gee 'n bietjie vaseline in daai handsak van jou. Dames en heren, ek weet nie wat gaan ons maak as ons 5 wenners het nie, maar dames en heren, kom ons tel op 1 keer vir die laaste chili van hierdie bord, want daar is dalk nog 'n bord. 1, 2, 3, go! Gaan nie huis toe dat ons hier wenner het nie, dames en heren, dat julle reg! Soos jy afkoppig is, sal jy hier sit. Daar is 3 chilies. Hulle is bloedrooi. Hulle is mooi. Brand is by hande. Brand daar.
weer sê. Ons land ontstaan. Daarmee die einde van vandag se episode van Klets Kompas. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Onthou, jy kan Klets Kompas elke maandag tot donderdag aand om 8:00 die aand op Netwerk Televisie DStv 285 en GoTV kanaal 25 asook oneup2.com sien. Maar tot môre wanneer ons jou weer net hier selfde tyd selfde plek kry van my en die Klets Kompas span. Is dit mooi bly.